nederigheid moet toepas. Nou die eerste area waaroor ek vanoggend wil praat is, verdra mense se swakhede. Nou julle, ons almal het swakhede. Ons almal. En net soos wat ons wil hê mense moet ons genadig wees wanneer ons swak is dit ook net die regte ding dat ons dieselfde genade ook aan hulle sal bewys. Maar die groot vraag is, wat bedoel ek met swakhede? Praat ek van sonde? Nee. Hierdie swakhede verwys na karakterswakhede. Dit verwys na irriterende gewoontes wat ons het, na persoonlike tekortkominge. En ek wil hê julle moet hierdie in gedagte hou wanneer ek die volgende vers in Kolossense 3 vers 13 gaan lees. Wat moet ons verdra? Het sê nie ons moet sonde verdra nie, maar swakhede. So Kolossense 3 vers 13 sê, verdra mekaar. En as enige iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Julle, ons gaan moet leer om geduldig te wees met mekaar se menslikheid. Ons gaan anders te dink, ons gaan anders te praat, ons gaan dinge op ander maniere wil doen. En om mekaar te verdra, veral ons huisgenote, beteken dat ons nie van elke klein foutjie 'n groot kwessie moet maak nie. En dit beteken om iemand te verdra, beteken nie jy sê niks nie. Dit beteken nie dat ons het 'n houding wat sag is. Ons is altyd gereed om vinnig te vergewe, die klein dingetjies, wat ons eintlik maar net kan laat verbygaan. En so om iemand te verdra, al wil ons so graag oor hulle kla, beteken in sy basiese vorm om iemand te dra in liefde, ten spyte van hulle onvolmaakhede. So verdra sluit in dat ons geduldig met mekaar sal wees, wanneer die ander persoon nie so vinnig geestelik of emosioneel groei, soos wat ons van hulle verwag nie. Verdra sluit in dat ons nie vinnig sal aanstoot neem, teenoor die persoon se persoonlikhede of gewoontes nie. En verdra sluit ook in dat ek nie my eie gemak bo die verhouding sal plaas nie. Om mense se swakhede te verdra, beteken om hulle met genade en nederigheid te hanteer en om te reageer in nederigheid. Al het jy die reg om kwaad te wees. En Efesiërs 4 vers 2 gee dieselfde boodskap deur. En luister watter kwaliteite is nodig vir ons om verdraagsaamheid te beoefen. Dit sê in Efesiërs 4 vers 2, deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld in liefde te verdra. Weer eens, ek sien mooi dat dit sê nie ons moet sonde verdra nie. Maar dit is baie interessant vir my dat hierdie woordjie verdra is dieselfde woord wat Paulus gebruik het in Kolossense 3. Om te verdra. En die doel van om te verdra is sodat daar eenheid in die liggaam van Christus kan wees. En sonder verdraagsaamheid, en ek wil dit baie duidelik maak, sonder verdraagsaamheid breek gemeentes, huwelike en vriendskappe op. Dit breek op as gevolg van oor dinge wat nie eers ewigheidswaarde het nie. En so in die gesin verdra mekaar se gewoontes. Nie deur te kla nie, maar deur liefdevol aan te pas. Verdra die fases van onsekerheid waardeur ons gaan, veral ons kinders. Moenie elke foutjie wat hulle maak veroordeel nie, hulle leer nog. In die gemeente verdra mekaar se voorkeure wanneer dit kom by musiekstyle, wanneer dit kom by maniere van aanbidding. In vriendskappe verdra mekaar se verskille in opinies wat julle het, oor algemene dinge, sonder om te reageer in woede of in sarkasme. Maar in al hierdie gevalle beteken dit nie, ons praat sonde goed nie.
maar is eerder dat ons 'n houding van liefde en genade het teenoor ons broers en susters. Here, julle ware liefde beteken om te verdra. Ons lees dit in 1 Korintiërs 13 vers 7, waar dit sê dat die liefde bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles en dit verdra alles. Maar daardie verdra alles beteken nie verdra sonde nie, beteken nie verdra valse leer nie. Maar ware liefde verdra wel 'n persoon se swakhede. Dis kan ons mense respekteer en ons kan hulle lief hê ten spyte van hulle swakhede. Dit is die eerste area wat God ons beveel om verdraagsaamheid toe te pas. Die tweede area is verdra verskille in nie essensiële sake. En hierdie is 'n ongelooflike belangrike punt. Nou in Romeine wat ons nou gaan lees, van hoofstuk 12 tot 5, ons gaan nie hoofstuk 12 tot 15 lees nie, moenie worry nie. Maar van hoofstuk 12 tot 15 sien ons hoe Paulus beskryf hoe die gelowiges mekaar moet hanteer binne in die liggaam van Christus. En spesifiek in hoofstuk 14 is baie interessant, sien ons daar is groot verdeeldheid in die gemeente oor nie essensiële sake. Soos wat? Oor wat om te eet en oor watter dae as heilig beskou moet word. En so dan kom Paulus in vers 1 in hoofstuk 14 en hy sê, aanvaar die een wat swak in die geloof is, sonder om oor verskille te argumenteer. Weereens sien jy, hy sê nie aanvaar die sonde nie. Hy sê aanvaar die een wat swak in die geloof is. So kom ons kyk na 'n paar woorde wat Paulus hierso gebruik om dit beter te verstaan. Eerstens, die woord aanvaar beteken om iemand te verwelkom. Dit beteken om iemand in te sluit, om iemand vriendelik te ontvang. Hierdie is nie net 'n verdraagsaamheid uit plig uit nie, maar 'n warm persoonlike aanvaarding. So Paulus sê aanvaar die een wat swak in die geloof is. Nou om swak in die geloof te wees beteken nie jy's ongelowig nie. Ons almal is partykeer swak in die geloof. So moenie nou hier sit en ja en dink ek hoop daai persoon hoor nie. Ons almal is partykeer swak in die geloof. En wat dit beteken dat daar's partykeer wat ons onseker is oor sekere praktyke. Partykeer is ons gewete word maklik verontrus deur dinge wat nie sonde is nie. Ons almal is partykeer swak in die geloof. En so nou kom Paulus en hy sê, aanvaar jou broers en jou susters. Nie om hulle te probeer verander nie, dit is nie jou doel nie, maar eerder om hulle lief te hê, sonder om eers hulle gewete te probeer regstel oor sekondêre dinge. Oor dinge wat nie regtig saak maak nie. As hulle moet verander, as hulle moet gerusgestel word, dit sal die Heilige Gees te doen, en dit sal gebeur uit liefde uit, deur hulle te aanvaar. En so op hierdie punt wil ek iets baie duidelik stel. Ons praat nie hierso oor valse leringe wat direk teen die woord van God staan nie. Ons praat nie om valse leringe te verdra nie. Ons praat nie hier oor kwessies wat ons verlossing kan beïnvloed nie. Ons praat hierso oor kwessies wat nie die kern van die evangelie is nie. Dinge byvoorbeeld soos kulturele verskille, soos verskillende opinies oor sekere praktyke, oor sekondêre teologiese punte. Nou om dit nog meer huis toe te bring, wat is die verskil tussen essensiële dinge en nie essensiële dinge nie? Daar is sekere dinge wat ons nodig het vir ons verlossing, waaroor ons moet saamstem as kinders van God. Maar dan is daar nie essensiële dinge. Die kern van die evangelie, die essensiële is eerstens om te kan glo en te kan saamstem dat die Here die heelal geskep het. Nie essensieel is hoe, wanneer en die tydperk daarvan nie. Essensieel is om te glo dat Jesus gebore is, dat God vlees geword het. Nie essensieel is om te debatteer oor presies watter dag dit geval het nie.
Essensieel is dat ons Jesus, ons koning, kom weer terug. Nie essensieel is oor of die wegraping gaan gebeur en wanneer dit gaan gebeur nie. Maar ons as gemeente, ons as kerk en gelowiges, ons het soveel verdeeldheid oor nie essensiële dinge. Waar hy eintlik ons geroep het om te kan saamstem en vasstaan oor die essensiële. Moenie hare kloof oor dinge wat nie jou verlossing gaan aantas nie. Maar staan vas en wees uitgesproke oor dit wat die Bybel baie duidelik oor is. St. Augustine het die volgende gesê, hy het gesê eenheid in essensiële dinge. Vryheid in nie essensiële dinge, maar in alles liefde. Dit is waarop ons moet vasstaan. En julle, ons moet altyd in gedagte hou dat ons nie op dieselfde plek in ons geestelike groei is nie. En eenheid in die liggaam van Christus is baie belangriker as eensgesindheid oor elke liewe opinie. Bewaar die eenheid. En volwassenheid in geloof beteken nie dat ek alles weet nie. Beteken nie dat ek alles weet oor die eindtyd nie. Volwassenheid in geloof beteken dat ek leer hoe om mense te verdra wat anders as ek dink. Om mense te verdra wat verskillende opinies het oor nie essensiële dinge. Dit is wat ons moet verdra, verskille in nie essensiële sake. En dan die laaste area wat die Here sê ons moet verdra, is ons moet vervolging verdra en ons moet teenspoed verdra. Nou, ons almal weet dat baie van Paulus se briewe word geskryf vanuit die tronk. En jy het al seker baie keer gelees hoe hy sê, ons nie net ons swaar kry tye moet verdra nie, maar dat ons onsself moet verheug in dit. Veral wanneer ons opgestaan het om die regte ding te doen. Veral wanneer ons opgestaan het vir Jesus, wanneer ons opgestaan het vir die waarheid. En dan skryf hy in 2 Timoteus 2 vers 2 tot 4 en hy sê, wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne, wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. So dra jou deel van die ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. Want 'n soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. En so Paulus skryf hier aan Timoteus, sy geestelike seun, en hier was waarskynlik die laaste brief wat hy geskryf het voor hy tereggestel sou word. En hy roep vir Timoteus hier op, nie om lyding en ontberings te gaan soek nie, maar om hulle nie te vrees of te vermy nie, veral nie as dit kom by die saak van die Here nie. Maar die klem van hierdie verse wat ek wil hê jy moet raak sien, is die samehorigheid van 'n lyding. Die feit dat hy sê ons is nie veronderstel om alleen te ly nie. Eerstens het ons deel aan Jesus se lyding, maar ons is ook veronderstel om mekaar by te staan in swaar kry tye. Ons is veronderstel om mekaar se laste ook te dra. En dit is hoekom dit makliker word vir ons om in swaar kry tye hierdie goeters te verdra. Want ons doen dit nie alleen nie. Ons het mede-soldate. En ons almal is gehoorsaam aan een bevelvoerder. En dit is hoekom ons onreg, hoekom ons vervolging, hoekom ons swaar kry tye kan verdra, ter wille van Christus. Al beteken dit geen bevordering by die werk, omdat ek kies om eerlik te wees. Al beteken dit ek moet bespotting verdra van my vriende, omdat ek eerder kies om vas te hou aan Bybelse waarhede. Ons verdra teenspoed en vervolging ter wille van Christus. Maar ons verdra nie die lyding in ons eie krag nie. Ons verdra dit as gevolg van die genade van die een vir wie ons veg. En so op die ou einde van die dag
beveel die Bybel ons om 3 dinge te verdra. Ons word beveel om mense se swakhede te verdra. Ons word beveel om verskille in nie-essensiële sake te verdra. En ons word beveel om ook vervolging en teenspoed te verdra. En ons doen dit als in liefde en geduld. Julle, dit is so belangrik dat ons nie moet toelaat dat elke klein irritasie ons ontstig nie. Verdraagsaamheid beteken dat ek geestelik en emosioneel volwasse genoeg sal wees om nie berge te maak van elke molshoop nie. Dis wat verdraagsaamheid beteken. En God beveel ons dat ons hierdie verdraagsaamheid sal beoefen, maar dat ons nooit 'n kompromis sal aangaan op die waarheid nie. Dat ons nooit die standaard van God se heiligheid sal verlaag nie. So verdra mekaar se swakhede, verdra verskille, maar ons aanvaar nie sonde en valse leer nie. Julle verdraagsaamheid beteken nie liefdelose passiwiteit nie. Ek wil dit baie duidelik maak, verdraagsaamheid beteken nie net ons bly stil en ons laat toe dat alles net aangaan nie. Verdraagsaamheid is nie passief nie. In ons verhoudings met mekaar is ons veronderstel om 'n opbouende effek te hê. So om mekaar te verdra beteken, ek gaan jou so lief hê, sodat jy 'n beter mens kan word. Om jou te verdra beteken ek verdra jou swakhede, beteken nie net ek gaan geduldig saam met jou leef nie, maar ek gaan seker maak dat soos wat ek geduldig saam met jou gaan leef, gaan ek jou meer soos Jesus maak. Want dis wat Spreuke 27 vers 17 vir ons duidelik maak, yster slyp yster. En een mens slyp die aard van 'n ander. Dit is die krag van verdraagsaamheid. Om iemand te dra in liefde en genade, maar om ook van hulle 'n beter mens te maak. En julle, ons almal het Jesus nodig. En ek wil vanoggend vir julle sê, ons het mekaar nodig. Daarom kan en moet ons mekaar verdra. Want verdraagsaamheid is 'n kwaliteit wat die Here vir ons sê het ons nodig om van ander ook beter mense te maak. En ek wil graag saam met elkeen van ons bid vanoggend, want verdraagsaamheid is nie net iets wat maklik altyd kom nie. En ek dink partykeer is ons gedagtes al so beïnvloed deur die slegte konnektasie wat ons van dit het as gevolg van die wêreld. Maar die definisie wat die Bybel vir ons gee, die feit dat die Here ons beveel om mekaar te verdra, wys vir ons wat ware liefde is. Dat ons mekaar sal bedek en dat ons mekaar sal verdra in liefde en met geduld. Kom ons bid saam. Here, ek besef dat vir baie van ons vanoggend is verdraagsaamheid nie 'n woord wat baie positief altyd vir ons is nie. Here, die wêreld het die definisie so kom verdraai. Maar Here, ek wil vanoggend gehoorsaam wees aan wat u woord vir my sê. Want as u my beveel om verdraagsaamheid te beoefen, help my vanoggend. Help my in die areas waar ek swak is. Here, en daar is dalk sekere van hierdie areas wat vanoggend met ons meer gepraat het as 'n ander. Here, as daar van ons is vanoggend wat sukkel om ander mense se swakhede te verdra, wat eintlik min genade het met ander, wat meer van ander verwag as wat dit eintlik vir hulle moontlik is, wil ek kom vra, Here, kom help ons. Kom help ons om mekaar se menslikheid ook te aanvaar.
Nie om net stil te bly nie, maar om vinnig te vergewe. Om geduldig saam met hulle te leef. Om klein goedjies te laat gaan. Here, en ek besef dat baie keer wanneer ons geïrriteerd is dit so maklik vir ons om 'n groot issue te maak van iets wat eintlik nie groot is nie. En ek wil vra, Here, in daardie oomblikke van irritasie, sodat ek in die begin gesê het, ons net die mooi sal mis, omdat ek geïrriteerd is nie. Maar dat ek sal leer om sekere dinge te verdra, sodat ek ook deel kan hê van die groot seën. En Here, ek wil vra vir ons gemeente en vir alle gemeentes, Vader, in die wêreld. Here, kom bring ons terug na die essensiële dinge. Come and bring us back to the main thing. Here, want hoe gaan ons 'n wêreld 'n verskil in die wêreld 'n verskil kan maak, 'n lig kan wees en sout kan wees in die aarde as ons verskil oor dinge wat nie eers regtig saak maak nie. Help ons om ons oë te vestig op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Help ons om onbeskaamd te wees op die waarheid van Jesus, om vas te staan. En dat ons nie sal toelaat dat klein jakkalsies die hele wingerd reoneer nie. Dat klein dingetjies wat regtig nie saak maak nie, wat nie gaan oor ons verlossing nie. Here, dat ons in verdraagsaamheid na mekaar sal luister en selfs sal besef dat ek is nie altyd reg nie. Here, kom rig u kerk weer op. Dat daar eenheid sal wees in die essensiële dinge. En dat ons mekaar sal verdra in waar ons verskillende opinies het oor die essensiële dinge nie. En Here, ek wil spesifiek ook vanoggend kom bid vir die wat vanoggend swaar krytye beleef, omdat hulle voel hulle het die regte ding gedoen. Here, u sê dat u is die een wat ons sal plaas waar u ons wil hê. En al vervolg die wêreld ons. Al word ons eenkant toe geskuif en bespot, omdat ons met integriteit lewe. Die regte tyd sal u ons verhoog. En dit sal wees waarna ons soek, nie om verhoog te word deur mense nie, maar dat Jesus myself sal verhoog. Help ons om mekaar by te staan, Here, in swaar kry tye. Ek wil bid dat daar nie een persoon hier sal wees wat sal sê dat hulle niemand gehad wat hulle bygestaan het nie. Maar Here, dat ons mekaar sal bystaan in die moeilike tye. En Here, bo alles wil ons mekaar in liefde hanteer. Soos wat Jesus die kruis verdra het, mag ons ook ons kruis dra. Mag ons ook ons kruis opneem en u volg. Leer ons hoe om verdraagsaam te wees, Here, tot eer en verheerliking van u naam. En ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.